Goeiedag julle, Jolandi van die Bybel in 1 jaar. Ons kyk vandag na Matteus 19 vanaf vers 1 tot 12. Die einde van hoofstuk 18 was ook die einde van Jesus se bediening in die streek van Galilea gewees. En hoofstuk 19 en 20 gee ons dan die vertelling van die laaste 6 maande van Jesus se bediening in die streek van Judea voordat hy gekruisig is. Jesus se bekendheid was egter nie beperk gewees tot die streek van Galilea nie, soos ons in vers 2 kan sien, wanneer ons lees dat 'n groot menigte hom gevolg het. En alhoewel die mense hom gevolg het en hy voortgegaan het met sy bonatuurlike genesingswerk, lees ons egter nie dat almal outomaties in hom geglo het ook nie. En in vers 3 sien ons dan weer eens die agterbaksheid van die fariseërs, wanneer hulle 'n stryk vraag aan Jesus probeer stel, deur te vra of dit aanvaarbaar is, dat 'n man oor allerhande redes van sy vrou skei. Hulle vraag was egter nie omdat hulle soekend was na die waarheid nie, maar eerder omdat hulle Jesus in 'n lokval probeer lei het. Egskeiding was 'n kontroversiële onderwerp in Jesus se tyd gewees, aangesien die huwelik 'n heilige plig vir die Jode was. Indien 'n jong man teen die ouderdom van 20 nog nie trouplanne gehad het nie, was die gevoel onder die gemeenskap gewees dat hy oneer gedoen het aan God se opdrag om vrugbaar te wees en te vermenigvuldig. Ongelukkig, ten spyte van hulle hoë agting van die huwelik, het hulle baie lae siening oor die vrou binne die huwelik gehad. En as gevolg hiervan was daar onenigheid onder die Jode oor die aanvaarbare redes vir egskeiding en het hulle drasties verskil oor die interpretasie van Deuteronomium 24 verse 1 tot 4. In die een hoek was die skool van Rabbi Shammai, wat 'n baie ortodokse siening gehad het en nie egskeiding sommer net goedgekeur het nie. Maar in die ander hoek was die skool van Rabbi Hillel, wat minder tradisievas en baie meer inskikkelik vir egskeiding was. Want onder Rabbi Hillel kon 'n man byvoorbeeld van sy vrou geskei het as hy die aandete verbrand het, of selfs as hy net iets oneerbiedig van sy ouers gesê het. En daarom die rede vir die fariseërs se woordkeuse in vers 3, of 'n man vir allerhande redes van sy vrou kon skei. Maar Jesus kom verras hulle met sy antwoord, wanneer hy in verse 4 tot 6 hulle verder terugneem as die wet, na 'n tyd lank voor daar selfs 'n wet was, en hulle aandag fokus op die instelling van die huwelik. In Genesis 2 vers 7 lees ons hoe die man geskape is, en in verse 21 en 22 lees ons hoe die vrou geskape is. So, ons sien hier dat die man en die vrou verskillend geskape is, juis om by mekaar te kan kom, om een vlees te word, wat mekaar se tekorte aanval. En in vers 6 van Matteus 19, kom bevestig Jesus dan, dat die huwelik 'n heilige instelling deur ons Vader is, en nie iets wat die mens in plek kom sit het nie. In vers 7 kom bevraagteken die fariseërs dan Moses se wet oor egskeiding, en in vers 8 kom bil Jesus hulle uit, wanneer hy verduidelik dat die Here nooit egskeiding beveel het nie, maar dat hy dit eerder net toegelaat het, omdat hy geweet het dat mense se harte soms gaan verhard teenoor hulle lewensmaats. So met die instelling van die huwelik in Genesis al, was die Here se perfekte wil gewees dat een man en een vrou vir ewig sou saamleef. Maar omdat hy geweet het wat in die wêreld gaan gebeur, het hy ook geweet dat dit soms nodig sou wees dat twee mense se paaie eerder weer moes skei. En daarom het hy sy toelaatbare wil bekend gemaak aan Moses, maar nie dat dit ooit misbruik moes word deur enige rabbi of landswet,
net sodat iemand gerieflik kon aangaan met hulle lewe nie. Vers 9 kom brei uit op wat wel egskeiding sou regverdig, hoerery. Die woord hoerery se oorsprong is die Griekse woord porneia, wat 'n veel wyeer spektrum dek as wat ons dink. Want porneia sluit enige vorm van seksuele omgang buite die huwelik in, nie net egbreek nie. Verder sluit dit ook welles en homoseksualiteit in. So, om dit alles te hoor, klink dit skielik of meer as die helfte van die samelewing skuldig staan aan hierdie oortreding. Want hoeveel mense bly nie saam sonder enige trouplanne nie? En dan die eerste praat van pornografieverslawing en Hollywood wat nie 'n film kan maak sonder om iets seksueel prikkelends in te bring nie. Maar vra jouself af, hoekom het die Here ons hierteen kom waarsku? Gaan dit regtig net oor trou en skei? Of is daar miskien iets baie dieper hierin wat ons moet raak sien? Want wat as die Here ons eintlik net teen onsself kom probeer waarsku het? Omdat enige iets buite sy wil ons weg gaan dryf van hom af en dis op die lange duur ons verhouding met hom gaan beïnvloed. Ek wonder nogal of Jesus nie dalk diep binne eintlik bly was dat die Fariseërs hierdie strikvraag kom probeer stel het nie. Want dit het hom die geleentheid gegee om die korrekte waarheid te kom openbaar maak. Jesus het nie met die skool van Shammai of van Hillel saamgestem nie, want die Here se perfekte wil lyk totaal anders as ons mense se verstaan. Tog dien ons 'n God van genade, en daarom laat hy in sekere gevalle wel egskeiding toe, maar nie vir ons eie gerief, omdat 'n situasie ons eenvoudig nie meer pas nie, maar eerder vir ons beskerming. Jesus is ons perfekte bruidegom, en hy sal niks vir ons verruil nie. So kom ons maak die keuse om rein en getrou geestelik te wandel, sonder om af te dwaal en verstrengel te raak in die wêreld se welliste. En as jy miskien iewers 'n afdraaipad gekies het, weet net, dit is nooit te laat om weer op koers te kom nie. Mag julle almal 'n geseënde dag hê. Totsiens.